Goeiemôre julle wonderlike mense. Ek hoop julle het 'n wonderlike, heerlike dag, 'n godgevulde, geseënde dag. Ek wil 'n bietjie weer met julle praat oor, ek het so rukkie gelede gepraat oor mag en krag. Ek wil net graag so 'n bietjie meer uitbrei daaroor vandag. Die verskil daarin in mag en krag. As ons kyk in die Ou Testament na in die boek Rigters, dan lees ons van Samson. Nou ons weet almal, Samson was 'n sterk mannetjie. Hy het dinge gedoen wat gewone mense nie kan doen nie, want ons het nie die krag daarvoor nie. Maar dan wil 'n mens ook nou mooi kyk, want dit is wat God vir hom gegee het, want geen normale mens kon dit gedoen het wat hy gedoen het nie. Dit was 'n gawe wat die Here vir hom gegee het. En dit het weer 'n prys gevra. Hy moes gehoorsaam wees om nie sy hare te sny nie. Dan sal hy daardie bonatuurlike krag hê. Goed, God het dit vir hom gegee. Ek lees nie van iemand na Samson wat hierdie reg gehad, hierdie voorreg, hierdie krag gehad het deur God om dit te kon doen nie, want die Here het vir hom werk gehad. Hy moes vir die Here werk deur die fisiese krag wat God vir hom gegee het, reg. Daar's baie mense wat sterk is. Ek is nou nie een van hulle nie, maar ek het ander dinge wat vir my 'n voordeel is. Maar Samson se krag het ook sy dood veroorsaak. Toe hy ongehoorsaam raak en die geheim uitlaat dat sy hare moet afgeskeer word, het dit sy dood veroorsaak. En weer eens is dit nou weer 'n menslike faktor, ongehoorsaamheid. Maar goed, ons los dit daar. Krag kan van God kom, maar krag is iets wat uit God kom as gevolg van mag. Kom ons kyk verder wat ek bedoel. Hier staan geskryf in Lukas 10 vers 19. Hy sê daar: kyk, ek gee aan julle die mag. Dit is nou glad nie met sterk arms en bene te doen nie. Dit is mag. Dit is 'n geestelike krag wat jy ontvang om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Reg, kom ons kyk weer. Ek gee julle al die mag om op slange en skorpioene te trap. Dit is gewoonlik wat dinge wat deur jou lewe op jou pad kom. En jy bestraf dit met mag. Die mag wat jy het in Christus se naam. Want hy sê daar, ons stryd is nie vir vlees en bloed nie, maar deur die bose geeste en die owerhede in die lig. Nou jy kan baie krag hê, jy kan Samson se krag hê, maar jy gaan nie 'n duik maak in daai ouens nie, want dit is geeste. Ons mag is geestelik, en dit is waarin ons krag lê. Goed, nou gaan ons verder. Hy sê op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Wat se krag het die vyand? Kom ons kyk gou, wat se krag het die vyand? Die vyand het die krag om mense te oorreed om aan jou slegte dinge te doen. Dit is wat sy krag is, en dit is alles aards. Hy het nie regtig fisiese krag nie. Ons sê, en niks sal julle ooit skade doen nie. Dit is waar die geheim in lê. Ons kry mag van die Here af. Toe Jesus opgevaar het, toe sê hy vir sy disippels, hy stuur hulle uit om te gaan disippels maak van al die mense, die hele wêreld vol. En hy het vir hulle die Heilige Gees gestuur. Heilige Gees is God se gees met mag. Ek het nog nooit gesien, in 'n baie ligtelike lyn nou gestel, ek het nog nooit die Heilige Gees in 'n gimnasium gesien nie. Want hy het nie krag nodig, hy het nie fisiese krag nodig nie. Die Heilige Gees is gevul met die krag, heilige krag van God, die heilige mag van God. En dit is waardeur die aarde geskape is. God het die mag om te sê, laat daar lig wees, laat daar son en maan en sterre. Dit is mag. Goed, toe Jesus opvaar, toe los hy vir ons die Heilige Gees, wat vir ons die mag gee
En deur die mag het ons die krag om berge te verskuif. Ek weet nie of julle verstaan wat ek bedoel nie, maar ons mag en krag is nie dieselfde nie. Dit loop saam, maar is nie dieselfde nie, ek so kan sê. Want jy moet mag hê van God, heilige mag, om kragtige dinge te kan doen. Sonder die mag van God, kom ons sê die toelating van God, wat sy mag genoem word, gaan ons nie die krag hê nie, want ons kan spreek, soos God gespreek het met die skepping, ons kan spreek, en daarmee Satan se werke verbind. Ons kan hom vervloek, ons kan hom bind met woorde. Ons kan met woorde kan ons iemand genees, ons kan duiwels uitdryf, met woorde. Dit is kragtig, deur die mag van God. Maar ja, dan moet ons natuurlik in die wil van die Here bly, sodat hy ons kan seën met sy mag. En ons sal berge verskuif, ons sal doen wat Jesus gedoen het, en meer. Dit beteken baie, dit is amper soos wat hulle altyd gesê het, dis 'n signed check. Jy kan hom invul soos wat jy wil. Solank jy goed doen met daai check, sal hy nie op nie. Mense weet seker nie meer wat 'n check is nie, maar vir die wat verstaan, prys ek die Here voor. Ja, maar ja, dit is waaroor dit gaan. Ons kry mag van God af, en uit die mag kry ons krag om kragtige dinge te kan doen in sy naam. En ja, dis wonderlik om dit te weet, dat God, wat ons geskape het, weinig minder as 'n engel, as 'n hemelwese, dat hy ons vertrou met hierdie wonderlike krag van hom. Nou kan ek aan die ander kant sê, mense wat nie die Heilige Gees in hulle het nie, sal nie toebedeel word met mag nie, want die Here gaan hulle nie kan vertrou nie, want sy Gees is nie in hom, om hom te kan beheer nie. En, soos wat 'n mens het, maak maar gewoonlik met mag, finansiële mag, wat se mag ook al, maak hulle gewoonlik droog. Maar God gee vir ons die Heilige Gees, en hy gee vir ons sy mag, om op slange en skorpioene te trap. Ja, dit kan gebeur, maar dit beteken nou nie, jy gaan nou fisiese slang en 'n skorpioen soek om op hom te trap nie, want dit is bietjie dom, want dit is nie wat God bedoel nie, maar wat hy wel hier bedoel, is oor al die krag van die vyand. Wie is die vyand? Dis die duiwel en sy demone. Dit is al die krag wat ons hulle mee kan bind en uitwerp in die donkerste, duisterne dieptes, waterlose putte. Dit is waaroor ons hulle mee kan beheer. Dit is ons boodskap van God vir hierdie dag. Mag dit by julle bly, mag dit julle dra, mag dit julle seën, en mag julle dit gebruik, want dit is aan ons gegee, gratis, dis onsin. Gebruik dit, en jy sal sien, jy sal groei, en groei, en groei, en die Here gaan jou meer en meer vertrou in sy krag en in sy mag. Mooi dag vir julle.